so by mekaar kan wees. Dankie vir u goedheid, Vader. Dankie dat ons die woord so saam kan bestudeer en uit elke gedeelte, uit elke vers leer ons net meer en meer van u. Dankie vir die woord wat hierdie huwelikskontrak is. Voor u wil ons buig en net sê dankie. Waardig is u. Vader, ons wil nie in opstand teen u kom nie. Ons wil nie eie eer vat nie. Soos in die tabernakel het die hoëpriester gegaan en dan het hy daai op die menorah het hy die lampies so gedraai dat die lig skyn op die wyl. Daar waar u verheerlik word. Geen eer aan die eie ek nie. Geen eer aan self nie, net aan u. Aan u is al die eer. Ons loof en ons prys u. Ja Vader, ons wil instrumenteel wees in u koninkryk, instrumenteel in u hande. En ons wil vra dat u ons sal oprig. Dankie vir die woord, dankie vir die prentjies wat u vir ons deurteken en net so het ons gesien laasweek hoe die engel vir Petrus sê omgord jou, trek die skoene aan, kom, laat ons gaan. Hy het hom wakker geslaan, en net so wil ons bid, Vader, mag ons wakker skrik, en besef, maar ons het 'n groot roeping. U roep ons, u het vir ons 'n opdrag gegee, koning Yeshua, om disippels te maak, en mag ons wakker skrik. Ons wil nie in opstand kom teenoor u nie. Ons wil nie meer dinge los daar waar ons maar ek was te besig nie. Ek wil nie meer verskonings maak nie. Ek wil lewe vir u. En Vader, ek wil vanoggend bid in die begeerlikheid van die oog en die begeerlikheid van die vlees en die grootsheid van die lewe. Abba, help ons asseblief, Vader. Want ons baie kere so begeer na die dinge van hierdie wêreld. Die begeerlikheid van die oog, dit wat die oog sien. Die begeerlikheid van die vlees. Abba, help ons om daar teen te veg. En ons weet ons het 'n geveg in die gees. Daar is 'n geveg die heeltyd, vlees en gees. Daar is 'n geveg teen die vyand. En help ons, hier koop ons asseblief, Vader. Maar Vader, die laaste ding wat ons wil doen is om in opstand kom teenoor u. Nee, ons wil, want u sê, u woord leer, wie kan teen my wees? Wie is teen ons as God vir ons is? As u vir ons is, wie kan teen ons wees? Dankie vir u goedheid. Vader, ek bid dat u my mond sal aanraak met 'n vuurkoel en elke woord wat gespreek word uit die troonkamer. Ek bid dit in Yeshua Messiah se naam, die seun van Jotewawei. Amen, amen. So ons eindig vanoggend in Handelinge 12. Verseker nog nie klaar met Handelinge nie, daar is nog baie. En ons weet Handelinge skryf Lukas. Hy's 'n dokter en hy het vir ons Handelinge vasgevat. En hoe amazing is dit hoe baie ons kan leer oor die kerk. En veral volgende week as ons begin met Handelinge 13, waaroor ek baie opgewonde is. Handelinge 13 is daar vir ons 'n model prentjie wat Abba Vader vir ons skets oor kerk. En wat is die rol van die kerk en hoe ons in die kerk veronderstel is om saam te werk. Is so hartseer dat die eklesia, of vandag wil mense nie eers meer die woord kerk gebruik nie, want daar's net te veel negatiewe konnotasies daaraan verbonde. Maar selfs Christene, maar Abba roep ons om die liggaam van Yeshua. Ons het 'n roeping en om verder opstand te bied teen daardie roeping, verder verskonings te soek of net eenvoudig dit te ignore. Dis opstand. En Abba Vader leer my, en dit is die titel vir oggend, opstand is die pad van die trotses. Opstand is die onderwerp wat ons bespreek vandag is, opstand is die pad van die trotses. Maar nederigheid is die sleutel tot lewe.
So Paulus vra in Romeine 8 vers 31 vra hy die vraag: as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Nou hierdie kortstelling is gevul met soveel waarheid. 'n waarskuwing, 'n bemoediging, selfs aanmoediging. As God vir ons is, as Abba Vader vir ons is, wie kan teen ons wees? Dit was my ouma se gunsteling teksvers. Soveel so dat op haar begrafnis het ons dit bespreek. As Abba Vader vir ons is, wie kan teen ons wees? Hierdie waarskuwing vind ons in die woordjie as. As Abba Vader vir ons is, wie kan teen ons wees? Is jy seker Abba Vader is vir jou? Is jy seker jy is op die regte roete? Is jy seker of is jy selfversekerd? Daar's 'n verskil. Is jy seker Abba is vir jou of is jy selfversekerd in jouself? Die gebruik van as sê vir ons dat as Abba Vader nie vir ons is nie, dat hy in der waarheid mos teen ons is. So daar's twee kante vir die muntstuk. As Abba Vader vir jou is en as Abba Vader nie vir jou is. As Abba Vader vir jou is, Abba Vader sê, Paulus sê net voor dit sê in Romeine 8 vers 28 en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Soos Abba Vader vir jou is, dan werk hy alles ten goeie uit. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ons weet Petrus was geroep. Ons weet Yeshua het vir Petrus 'n opdrag gegee. En Petrus het baie foute gehad, maar hy het Yeshua gevolg. Yeshua het gesê ek gee vir jou die sleutels van die kerk. En ons weet hy het die heidene Cornelius hulle het hy die woord gaan verkondig. Hy het gaan disippels maak. Hy het die evangelie gaan verkondig tot op die uithoeke van die aarde. En tot die dood toe het hy sy lewe nie lief gehad nie. Petrus het ons gesien in Handelinge 12. En Yeshua het ons gewaarsku dat wanneer ons hom volg, gaan daar vervolging kom. Daar gaan moeilike tye kom. En ons weet in Handelinge 12 vers 1 tot 3 begin en omtrent daardie tyd het koning Herodes sy hande geslaan aan sommige uit die gemeente om hulle kwaad aan te doen. So daar was en dis presies wat Yeshua waarsku, daar gaan mense wees wat uitgaan om kwaad jou aan te doen. Jy kan dit partykeer nie verstaan nie. Jy kan nie verstaan waar kom hierdie boosheid vandaan? En Petrus kon seker ook nie verstaan het nie. Ek meen hy vertel net die goeie nuus. En hy het Herodes Jakobus, die broer van Johannes met die swaard omgebring. Ek meen dit moes 'n skok gewees het vir die gemeente op daardie stadium. En toe hy sien dat die Jode welgevallig was, het hy verder ook Petrus in hegtenis geneem en dit was die dae van ongesuurde brode. Nou baie kere dan sit vir ons 'n bietjie verwarrend as ons sien in die dae van ongesuurde brode, maar ons moet verstaan dat soos wat ons praat van Pessach, weet ons as ons praat van Pessach dan is dit of 'n eendag of as ons praat van die Pessach seisoen, dan weet ons dis al 3 feeste, Pessach, ongesuurde brode en eerste gerf. Of wat hulle dit ook genoem het, daardie seisoen is ongesuurde brode. Hulle het dit ook dit genoem. En ons verstaan dit nie altyd as ons sien ongesuurde brode, dan dink ons net aan daai 7 dae. Maar dit sluit eintlik as hulle praat hierso, dit was die dae van die ongesuurde brode, dan kan dit beteken dit was in daai feesseisoen. Nou waar was hierdie feesseisoen? Waar kom Pessach vandaan? Waar kom ongesuurde brode vandaan? Jy sien as jy nie die Torah het nie wat baie mense verkondig jy moet dit uitskeer, dan gaan jy nie weet wat is ongesuurde brode. Was dit nou weer 'n Joodse fees? Nee, dis Abba Vader se fees en dit wys ons terug na wat gebeur het in Eksodus 12 toe Abba Vader deur Moses en Aaron vir hulle instruksies gegee het. Hoorie, dit is hoe julle die lam moet slag. Dit is hoe julle hom moet voorberei. Dan moet julle hom alles opeet en dan moet julle sekere goeders doen. Dit was alles 'n prentjie na Yeshua toe, want dit was wat Yeshua gedoen het, want hy was die lam van God. Dit was alles in die rigtingwysers. So wat nou amazing is dat Petrus word gevange geneem in hierdie Pessach. In hierdie tyd wat terugdink waar almal Jerusalem toe gekom het
om Pesach of ongesuurde brode te vier, want Abba Vader gee 'n instruksie, 3 maal 'n jaar moet al my manne na Jerusalem toe kom, na die tempel toe kom vir die fees, 3 feesseisoene. Daar's 7 feeste, 3 feesseisoene. So dan moet hulle almal Jerusalem toe kom en dan moet hulle vir Abba Vader hierdie offers bring. En met Pesach was dit hierdie Pesach lam. En hulle het almal opgekom vir hierdie fees. En dit is hier waar ons weet op Pesach wat Yeshua op die uur kom vervul het. Hy was die lam van God en op die uur is hy gekruisig op Pesach en hy was ook die ongesuurde brood. Nou is dit interessant dat Petrus op hierdie tyd gevange geneem word. Hy word gevange op Pesach. Wat het op Pesach gebeur? Kom ons herinner gou-gou. Hulle het die lam geslag op die 14de Aviv. Het hulle die lam geslag, hulle het voorbereiding gedoen, hulle het teen die aand, die 15de, as die 15de aanbreek, het hulle die lam geëet. En dit het jou laat dink aan wat gebeur het in Egipte. Hulle is uit Egipte verlos deur die bloed van die lam, die bloed wat hulle in die deurkosyne gesmeer het, en dan het hulle weggetrek. So hierso vang Herodes vir Petrus in hierdie tyd. En net om so bietjie terugvoer te gee oor Herodes, want ons raak partykeer, en ek self raak vanoggend, inteendeel moes ek my seuns gou gaan aflaai het, voor ek hiernatoe ry, en toe praat ek en Rolof, want hy het 'n gedeelte uit die woord uit gelees, vroeg vanoggend, en hy vra my toe uit oor Herodes, en ek sê vir man, ek gaan eintlik, want ek is self, partykeer raak ou so bietjie Herodes, want Herodes was daar toe die babas, toe hulle Yeshua wou doodmaak, dit was Herodes. Dan was Herodes daar, toe Yeshua skuldig bevind is, of kamstig skuldig bevind is, deur die godsdienstige leiers, toe word daar ook gepraat van Herodes. En nou word daar weer, maar dis 'n lang tydperk, verstaan, soos, is dit dieselfde Herodes? Jy kry Herodes die Grote. Herodes die Grote was, hy die moord op die babas in Bethlehem, toe Yeshua gebore is, Matteus 2 vers 16, dis Herodes die Grote. Hy het in opstand gekom teen Abba Vader, toe hy hoor van die geboorte van die koning van die Jode. En hy het probeer om dood te maak, hy het die doelbewus teen Abba Vader se plan van verlossing geveg. So eerstens sien ons Herodes die Grote het in opstand gekom teenoor Abba Vader, want hy wou in die pad staan van Abba Vader se verlossingsplan. Wat was die gevolg as jy in opstand kom met Abba Vader? Hy sterf, later in pyn. En historiese boeke beskryf 'n gruwelike siekte het hom oorval. Maar dan kry jy ook Herodes Antipas. Hy was bekend, hierdie Herodes was bekend vir die moord op Johannes die Doper, wat sy kop afgekap het. Hy was betrokke by Yeshua se verhoor in Markus 6 vers 4 tot 29, Lukas 23. So hy het ook in opstand gekom teen Abba Vader. Hy het Johannes laat onthoof. Johannes wat die aankondiger was van Yeshua as die koning. En dit alles, hy het Johannes se hoof uit hom onthoof weens trots. En hy was deel van die spot teen Yeshua. Wat was die gevolg van sy opstand teenoor Abba Vader? Hy verloor sy posisie en word in ballingskap gestuur. Sy naam word geassosieer met geestelike blindheid en wreedheid. En dan het jy Herodes Agrippa 1. Hy is die een wat nou vir Jakobus tereggestel het of doodgemaak het, en wat nou in Handelinge 12 vir Petrus gevange geneem het. Herodes Agrippa. Het hy in opstand gekom teen Abba Vader? Ja, hy het Yeshua se volgers, se disippels vervolg, en het eer vir homself geneem. En ons gaan nou daarna kyk. Ons het laasweek gesien, Abba Vader was met Petrus. Al het hierdie Herodes hom in gevange geneem oor Pesach, oor fees van ongesuurde brode, oor hierdie feesseisoen. Waar hulle almal na Jerusalem toe gekom het, en hulle lammers, die lammer wat jy geoffer het op Pesach, moes van Bethlehem afgekom het, en net so was Vader se lam van Bethlehem. Yeshua is gebore in Bethlehem. So ons het gesien, Abba Vader was met Petrus, en die gelowiges het almal gebid vir Petrus oor hierdie Pesach, dat Petrus uit die tronk moet, terwyl Petrus in die tronk is. Almal het by Maria se huis bymekaar gekom,
en hulle het daar gebid. En terwyl Petrus in die tronk was, lees ons in Handelinge 12 vers 8, hy het geslaap, nee, want ons het gesien hoe hy absoluut in die vrede, hy het gesien hoe sy koning slaap, al is daar 'n storm op die see. Maar hy word wakker soos wat 'n engel hom slaan, en die engel wat vir hom sê in Handelinge 12 vers 8, omgord jou en trek jou skoene aan, en hy het dit gedoen. Verder sê die engel vir Petrus, gooi jou boekleed om en volg my, en hy het uitgegaan en hom gevolg, en hy het nie geweet dat wat die engel plaasgevind het werklik was nie, maar hy het gemeen dat hy 'n gesig sien. Nou dit is amazing, en Gerrit het dit eintlik laasweek so aangeraak na die tyd, en toe was dit eintlik nou deel dat ek dit vandag bespreek, maar wat amazing hier is dis weer vir Petrus net om Abba Vader se hand te sien dat God is met jou. God is met ons. Hulle is in hierdie Pesach feesseisoen en hier kom hierdie engel en sê vir hom goeders wat Abba Vader vir die kinders van Israel gesê het 1500 jaar terug ook met Pesach. Plus minus 1500 jaar vroeër het Abba Vader soort van dieselfde woorde vir die kinders van Israel gesê as wat die engel vir Petrus sê. Onthou die laaste plaag moes almal 'n lammetjie slag en toe hulle die lammetjie klaar geslag het, moes hulle die bloed aan die deurkosyne gesmeer het en dan moes hulle in die huise gegaan het. En dan gee Abba Vader hierdie volgende instruksie in Eksodus 12 vers 11. En so moet julle die lam eet. Julle heupe moet omgord wees. Is dit nie wat die engel vir Petrus ook sê nie, omgord jou? Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete. Het die engel nie dit ook vir Petrus sê, trek aan jou skoene en julle staf in jou hand. Daardie staf is daardie autoriteit, dis daardie opstaan in die autoriteit. Baie haastig moet julle dit eet, 'n pasgalam. Nou, ons het gesien Abba Vader gee 'n hele klomp instruksies in Eksodus 12 oor die pasgalam. Selfs oor hoe hulle dit moet eet. Maar Abba Vader sê eerstens, julle heupe moet omgord wees. En dit is presies wat die engel vir Petrus sê. Nou hierdie julle heupe moet omgord wees. Selfde Hebreëse woorde staan ook in Spreuke 31 vers 17 oor die virtuous woman wat vertaal is, sy omgord haar lendene met krag en hou haar arm stewig. Om jou heupe te omgord beteken to prepare yourself, work hard and give service in the kingdom. Met ander woorde, Petrus, hierdie selfde woorde wat die engel vir hom sê, sien ons gebeur by Pesach, amper 1500 jaar terug. Petrus hoor ook hierdie, en dit is soos in, hoor jy Petrus, prepare yourself and give service in the kingdom. Jou einde is nog nie hier nie, hoor. Herodes wil jou dalk môre vermoor, maar jou einde is nog hier, prepare yourself and give service in the kingdom. Net so het ek nodig om vandag vir jou te sê, dat maak nie saak wat jy in die gesig staar nie. Prepare yourself. Give service into the kingdom. Wees 'n diensbare, priesterlike bruid in die koninkryk van Abba Vader. In Lukas 17 vers 8 sê Yeshua, omgord jou en bedien my totdat ek geëet en gedrink het en daarna kan jy eet en drink. Met ander woorde, lendene te omgord beteken om gereed te wees om diensbaar te wees. En is ek en jy gereed om diensbaar te wees? Abba Vader sê tweedens, julle skoene aan julle voete. Nou ons weet skoene reg hierdie woord verteenwoordig daardie bereidheid. Ons het laasweek daarna gekyk. En die doel van skoene is om jouself voor te berei om 'n reis te onderneem. Want Petrus, trek aan jou skoene, ons gaan nou stap. Kom stap saam met my. Wat as Abba Vader dit vandag vir my en jou sê? Trek aan jou skoene, kom wandel saam met my. Om die skoene aan te trek beteken om voorberei te wees om te reis en vrede aan te pak vir die evangelie. Want as God vir jou is, wie kan teen jou wees? As jy saam met Abba Vader wandel, wie kan teen jou wees? Trek aan die skoene van bereidheid. Stap saam, sit jou hand in Abba Vader se hand. Maak vas daardie gordel. Jy sien die Israeliete moes 1500 jaar voor Petrus hierdie woorde deur die engel hoor. Die Israeliete was in Egipte vasgevang
En die Israeliete moes voorbereid gewees het om uit dit wat hulle gebind het te stap. Net so, Petrus moes gereed gewees het om uit dit wat hom bind te stap. En dit is wat Abba met hierdie Pesach wat nou verby is, vir ons ook roep. Is jy reg om saam met my te stap uit dit wat jou bind? Dis hierdie asemrowende wandel saam met Abba Vader in vertroue. Abba Vader sê derdens vir die kinders van Israel, soortgelyk as wat die engel vir Petrus sê, maar Abba Vader sê derdens, julle staf in julle hand. Julle staf in julle hand, neem die staf in julle hand. Met ander woorde, wees reg, vat die autoriteit. Staf reg, hierdie woord beteken autoriteit. En dit is wat daai opstaan ook beteken. Staan op in daardie autoriteit waartoe Yeshua jou geroep het. Dan sê Abba Vader vierdens, het hy vir die kinders van Israel gesê, hastig moet julle eet. En net so moes Petrus, gou, kom, ons gaan nie uit. Jy sien, ons as kinders van Abba Vader, ons as disippels, ons as volgers van die weg, as heilige priesterdom, ons moet nie kampeer nie. Ons moet ten alle tye gereed wees om op te pak en te trek, sê Abba Vader se woord. Ek en jy moet gereed wees. Is jy ready? Is jy reg? Net so die engele vir Petrus geroep en gesê, volg my, kom, Petrus, kom. Weet jy, het nou lekker geslaap hierso, maar is nou tyd om op te staan. Daar is nog dinge om te doen vir die koninkryk, be prepared. Maar net so roep Abba Vader my en jou, om ons heupe te omgord, om prepare yourself. Baie kere sê ons, maar ja, ek sal graag like om myself beskikbaar te stel by die kerk. Hoe raak ek betrokke by 'n kerk? Jy kerk veronderstel 'n huis van gebed te wees. So raak betrokke by dit, bid saam. Prepare yourself. Wees bereid om deel te wees in die gemeenskaplike gebedstye en wanneer ons saam bid. Baie keer sê mense, ja, maar Abba Vader het my geroep as 'n evangelis. Dis great, as jy besig om te prepare. Want as jy 'n evangelis is, het jy nodig om die evangelie te ken. Het jy nodig? Ja, Vader het my geroep om as 'n pastoor te wees. Dis reg, are you preparing? Is jy besig om voor te berei? Want as jy 'n pastoor is, het jy baie tyd in die woord nodig. As jy 'n leraar is, het jy baie tyd in die woord nodig. Time at his feet. Maar so roep Abba Vader my en jou om ons heupe te omgord, to prepare ourselves om diensbaar te wees in die koninkryk. En Abba Vader roep ons om die skoene aan te trek en die autoriteit op te noem. En om reg te wees, ons moet amper soos hy wegspring ouens wat as jy by die 100 meter wegspring, ready, steady, as jy daai steady hoor, dan staan jou boude mos al so in die lug. Dis hoe prepared ons moet wees. Die skoot gaan nou klap. So Paulus vra in Romeine 8 vers 31, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Was Abba Vader vir die kinders van Israel? Ja, hy het hulle gelei uit Egipte uit. Maar hulle moes hom gehoorsaam gewees het. Was Abba Vader met Petrus? Ja, Abba Vader het sy engel gestuur en hom uit die tronk uit. Net so, Abba Vader is nog steeds dieselfde. Hy is nog steeds dieselfde God en maak nie saak waar jy vasgebind het nie, hy kan jou losmaak. Hy kan jou bevry. Dis wie hy is. So nou is die vraag is, want Paulus sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Nou teen wie is Abba Vader? Teen wie is Abba Vader? En dit is iets wat Abba net op my hart gesit het om vanoggend met ons te deel. En ons gaan 'n paar keer daaroor praat. Hy's onder andere teen diegene wat die waarheid in hulle eie harte en gedagtes onderdruk. Met ander woorde, die wat die waarheid hoor, maar nie daarop reageer nie. Die wat daardie waarheid onderdruk want groepsdruk. Abba Vader is onder andere teen diegene wat die waarheid in hulle eie harte en gedagtes onderdruk. Met ander woorde, Heilige Gees sê vir jou, hoorie, hierdie is die waarheid, maar jy onderdruk dit. Romeine 1 vers 18. Abba Vader is teen die hoogmoediges. Jakobus 4 vers 6.
Want trots lei tot opstand teen Abba Vader. Spreuke 16 vers 18. En trots kom voor die ondergang. En hoogmoed voor die val. Ook selfverheffing bring vernedering. Selfverheffing bring vernedering. In Daniël 4 vers 30 tot 37 sê Nebukadneser, is dit nie die groot Babel wat ek gebou het tot eer van my majesteit nie? Daardie selfverheffing bring vernedering. Met die gevolg, hierdie mense is in 'n haglike posisie wat in opstand kom teenoor Abba Vader. Die vraag is eintlik wat Paulus is 'n retoriese vraag wat Paulus vra in Romeine 8 vers 31, wie as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ek sal dit in ander woorde in Afrikaans so stel dat nie dat ek wil verbeter of enigiets wil byvoeg nie, maar net om meer duidelikheid daaroor te gee. As Abba Vader teen jou is, wie kan jou help? Want ons het partykeer so blasey houding, nee, ons het so selfgesentreerd. En as Abba Vader teen jou is, wie gaan jou kan help? Herodes kom in opstand teenoor Abba Vader, Yeshua se volgers. Wie gaan jou help, Herodes? Jou manne, die Jode? Wie gaan jou help? Nebukadneser, jy wat so vereer vir jouself wat, wie gaan jou help as jy so opstaan in daai pride? Net so die vandag die vraag, as ek en jy sit met hoogmoed, as ek en jy sit met selfgesentreerdheid, met die eie ek, wie gaan jou help? Want dit gaan kom tot 'n val hoog. Hoor, want Spreuke 16 vers 18 sê, hoogmoed kom voor die val. Nou is eintlik 'n mooi prentjie wat geskets word in dit, daai hoogmoed kom voor die val. Ek en jy raak hoogmoedig en selfgesentreerd en so vol van onsself en dan is ons op pad na hierdie afgrond toe en dan kom Abba Vader, want hy is 'n God van liefde. Hy kom tussen my en die afgrond in, want hoogmoed kom voor die val. So ek kry hierdie hoogmoed en ek stap en daar's 'n val. Abba Vader kom tussenin. En omdat ek so hoogmoedig is, bult ek my vuiste teenoor Abba Vader. Dis hoogmoed. Dis die prentjie van hoogmoed. Dis daai rebellie en opstand teenoor Abba Vader. Daai eie eer en ek. En hy kom staan net tussen my en Abba Vader. Tussen my en die val en dan kom ek in hierdie opstand, my vuiste so gebult teen Abba Vader. En hy wil my eintlik net help, want hoogmoed bring 'n val. Hierdie mense wat in hoogmoed en in die selfgesentreerdheid en in opstand kom teenoor Abba Vader, sit in 'n haglike posisie en die vraag is dit nie ek en jy nie. Want as Abba Vader teen jou is, wie gaan jou help? Wie kan jou help? So baie belangrik is Abba Vader vir jou. Want as hy vir jou is, wie kan teen jou kom? Is jy verseker vanoggend, kan jy sê, kan jy waarlik sê, Abba Vader is vir my? En dis hierso waar Paulus vra, as Abba Vader vir jou is, wie kan teen jou wees? So hoekom bekommer jy? Hoekom vrees jy? En dis hoekom Petrus slaap in die tronk. Hy weet Abba is met hom. Paulus het dit geweet, al is hy deur wat op hierdie aarde. Vir my is die lewe Yeshua en die sterwe 'n wins. Met ander woorde, dis diegene wat in stryd teen jou is, Satan, demone, ongelowiges en selfs partykeer is dit mense in die kerk. Hulle sal nie kan staande bly as Abba Vader vir jou is. Jy moet seker maak dat Abba Vader is vir jou. So die vraag van Paulus is in Romeine 8 vers 31 is restories. En die antwoord is voor die hand liggend. Niemand kan teen ons wees as Abba Vader vir ons is nie. So hou op om jou om te stel, hou op om te vrees, hou op. Niemand kan teen ons wees. Abba Vader sê het in Jesaja 54 vers, ek dink 17, elke tong of elke klip wat na jou toe kom, elke pyl wat na jou toe kan, gaan niks uitgerig kry nie, as Abba Vader vir jou is. So ons lees in Handelinge 12, die laaste gedeelte, lees ons saam, so ons sien, Abba Vader is met Petrus, hy is met die wat saamgekom het by Maria se huis en gebid het. Ons sien dit, Abba Vader is met hulle, so wie kan teen hulle wees? Wie kan teen hulle wees? Herodes, gaan sy planne uitgevoer word as Abba Vader vir jou is? Nee.
En dis wat gebeur in Handelinge 12 vers 11 tot 17 verder. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik, toe die engel hom wakker maak en toe hy uitkom, sê Petrus, nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur het en my gered het uit die hand van Herodes en uit die verwagtinge van die Joodse volk. En nadat hy dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes wat ook Markus genoem word, waar baie in gebed bymekaar was. Ons het gekyk daarna en toe Petrus aan die deur van die poort klop, het 'n diens met die meisie met die naam van Rode gegaan om te hoor wie daar was en sy het die stem van Petrus herken en van blydskap die poort nie oopgemaak nie, maar binne toe gehardloop en vertel dat Petrus by die poort staan. Maar hulle sê vir haar, jy's van jou verstand af, Rode. Maar sy het volgehou dat dit hy is. En daarop sê hulle, dit is seker sy engel. En Petrus het aangehou met klop en toe hulle oopmaak, sien hulle hom en hulle was verbaas. So hulle het bymekaar gekom en hulle het gebid oor die tyd van Pesach. Hulle het gebid en Abba Vader het hulle, net soos wat hy die kinders van Israel uitgered het, uit dit wat hulle gebind het, net so het Abba Vader vir Petrus uit. En dit is die krag van gebed. So hier staan Petrus nou voor die deur. En hulle maak soos 'n oproer. Wow, hier's Petrus. En dan sê vers 17, maar hy het hulle met die hand gewink om hulle stil saggies en hulle vertel hoe die Here hom uit die gevangenis uitgelei het. Net soos wat ons moet getuig, dis hoekom ons Pesach vier. Hoe Abba ons uit Egipte uitgekry het en ons verlos het deur die bloed van die lam. En hy vertel vir hulle hoe Abba Vader hom uit die gevangenis uitgelei het en hy sê, vertel dit aan Jakobus en die broeders, want dis deur die bloed van die lam en deur die woord van die getuienis wat ons die vyand oorwin, en dat jy in jou lewe tot die dood nie sal lief hê nie. En dan sê dit verder, en hy het uitgegaan en na 'n ander plek vertrek. So hy het net gou vinnig vir hulle kom vertel, getuig, hy is uit die tronk uit, hulle het die hele nag oor hom gebid, en hy het uitgegaan en na 'n ander plek vertrek. Hy het mos die skoene aangetrek. Onthou, hy het die skoene aangetrek. So, the message needs to go. Ons het nodig om te gaan. Ons moet nie kampeer nie, ons moet gaan. Ons moet saam met Abba Vader gaan. Hy het uitgegaan en na 'n ander plek vertrek. So Petrus het vertrek, hy het sy gordel aan. Maar dan sê Handelinge 12 vers 18, en toe dit dag geword het, was daar onder die soldate geen kleine opskudding oor wat van Petrus geword het nie. Hierdie mense, want wat het nou hier gebeur? Hoe het Petrus ontsnap met soveel deure, vasgeboeie, met soldate? Hoe het hy ontsnap? Wat het hier gebeur? En die groot ding is, in Handelinge 16 vers 27 waarby ons gaan uitkom, lees ons van 'n tronkbewaarder wat sy swaard getrek het en homself wou doodmaak, omdat hy gedink het die gevangenes het ontsnap. Hoekom wou 'n soldaat homself doodmaak? Omdat 'n gevangene ontsnap het. As jy 'n gevange verloor het, het jy met jou lewe betaal. As jy 'n tronkbewaarder was en jy het 'n gevange verloor, het jy met jou lewe betaal. En hierdie soldate was baie bewus van die straf vir die verlies van hulle gevangene Petrus. En paniek het ingetree. En dan sê Handelinge 12 vers 19, daarop het Herodes hom gesoek en nie gekry nie. Hy het vir Petrus gesoek en hy het hom nie gekry nie. En die wagte onder verhoor geneem en bevel gegee dat hulle tereggestel moes word. Presies waarvoor hierdie wagte bang was, het toe gebeur. Hulle is tereggestel omdat Petrus ontsnap het. En hy het van Judea weggegaan na Caesarea en daar gebly. Jy kan ook sê, maar hoekom is hierdie wagte tereggestel? Hulle het dalk nie eers geglo wat Herodes gedoen het nie. As jy deel is van dit, dan die steler is net so goed soos die deler is net so goed soos die steler. Anders moet jy opstand bied. Maar hierdie ouens het nie vir Petrus opgepas nie en hulle het nie Herodes Herodes het hulle tereggestel. Maar dan sê dit verder, en hy het van Judea weggegaan na Caesarea en daar gebly. So Herodes trek toe weg van Judea af na Caesarea en daar gebly. Nou dit is baie keer interessant, wat het dit nou te doen? Hoekom moet ons nou weet wat het met Herodes gebeur? Hoekom hierdie, en ons gaan nou verder kyk, maar hoekom moet ons weet hy het van Judea weggegaan na Caesarea toe en hy daar gebly?
Want Abba is besig om ons te stel, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Maar as jy teen Abba Vader se volgers is, wat lê vir jou voor? Abba wil ons hierdie ding leer. Ons het nodig om te weet wanneer jy in opstand kom met die volgers van Yeshua, as jy in opstand kom teenoor Abba Vader en sy kinders, is daar gevolge. Daar's gevolge. So Herodes het die soldate tereggestel omdat hulle Petrus nie gevange, omdat hulle hom verloor het. En Abba Vader was met Petrus. Onthou Petrus wou Herodes wou Petrus doodmaak. En so trek hy na Caesarea, wat die Romeinse stad was wat gekruip. Hy het maar so intoe gegaan want hy was seker nog ongelukkig. Hy het seker sy wonde gaan lek daar omdat die een wat hy nou wou doodmaak, want onthou, hy wou vir Petrus doodmaak om vir die Jode, by die Jode guns te kry. So hy moes maar seker sy wonde daar gaan lek het omdat Petrus nou weggekom het. Plaas sien hy net raak soos dit Nebukadneser raak gesien het, want Nebukadneser het net so in opstand gekom teenoor Abba Vader, en Nebukadneser het Abba Vader raak gesien. Plaas sien hy raak, dat God is met die, God is vir ons. Hy veg die geveg vir ons. Plaas sien hy het red raak. So die les is eenvoudig, baie duidelik hier, en dis dieselfde storie reg deur die woord. Slegs 'n dwaas kom in opstand en rebellie teenoor Abba Vader. Slegs 'n dwaas kom in opstand teen volgers van die weg. Want Abba Vader se krag kan nie betwis word. Daar's 'n paar dinge wat ons leer hier in Handelinge 12, en enige een wat teen Abba Vader in opstand kom, is 'n dwaas. As jy teenoor Hoekom het Dawid nie vir Saul doodgemaak nie? Want Saul was nog 'n aangestelde van Abba Vader. Jy's dwaas as jy dit doen, want dis reg deur 'n prentjie wat in die woord geteken word. Enige een wat teen Abba Vader en sy volgelinge en die wat hy 'n roeping opgesit het in opstand kom, is 'n dwaas. Om in 'n opstand teen Abba Vader te kom beteken gewoonlik dat iemand teen Abba Vader se wil, teen Abba Vader se leiding wat hy gestuur het, of gesag wat Abba Vader orde wat hy ingestel het, rebelleer. Bewustelik of onbewustelik. En dis dwaas. En dit kan op verskillende maniere gebeur. Afhangende van 'n mens se geloofsoortuigings en persoonlike verhouding met Abba Vader. Maar hier's 'n paar maniere waarop mens partykeer in opstand kan kom teenoor Abba Vader. Want ons weet nie, ons partykeer is dit net, maar hoe kom ek in opstand? Ek glo in Yeshua, maar hoe kom ek in opstand? Jy kan in Yeshua glo, maar as jy ongehoorsaam is aan die woord, dan kom jy in opstand teenoor Abba Vader. Wanneer iemand doelbewus dinge doen wat strydig is met die woord, soos haat, bedrog, immoraliteit, is dit 'n vorm van opstand. Verwerping van Abba Vader se gesag is opstand teenoor Abba Vader. Sommige mense verwerp die idee dat Abba Vader 'n reg het om hulle lewens te lei. Mense verwerp daardie idee dat Abba Vader die reg het, dat Yeshua ons ten diere gekoop het, want die loon van ons sonde was die dood. Yeshua het ons gekoop uit daardie slawerny. Nou moet ons hom volg. Mense verkondig, nee, Yeshua het ons gered, nou kan ons lewe soos wat ons wil. Dis nie waar nie. Dit kan blyk uit 'n houding van onafhanklikheid of selfs verhandigheid teenoor Abba Vader, as jy dit glo. Aanhoudende sonde sonder berou is opstand teenoor Abba Vader. As jy weet, maar ek het hierdie is sonde wat jy doen en jy hou aan daarmee. En jy het nie berou daaroor nie. As iemand aanhou sondig sonder 'n berou te hê, of te probeer verander, kan dit dui op 'n hart wat in opstand is teenoor Abba Vader se geregtigheid en genade. Bitterheid of beskuldiging teenoor Abba Vader. Baie kere sal sê, maar waar was God in hierdie situasie? En yes, dit is vir my partykeer so, ek kry so vrees aan myself, waar iemand
sê, maar ek sal met God hierdie redenasie hê, want dis my en God se verhouding, en dan praat hy met hierdie arrogansie. Jy het nie 'n klou nie, ek weet nie met watter God jy daardie arrogansie mee kan hê nie, maar arrogansie voor my God werk nie. You just bow down, jy val net neer. Of bitterheid. Mense wat deur swaar kry gaan, kan soms verbitterd raak teenoor Abba Vader en hom blameer. Sien nooit die fout in hulle self raak nie. Gaan doen nooit self ondersoek nie. Sien nooit 'n situasie raak, want die woestyn deel van jou lewe, as jy ons evangelie dienste Woensdae luister, die woestyn deel is Abba Vader wat sê, come to me. Hy roep ons in die woestyn in om af te stonder, om sy stem te hoor. Partykeer wanneer ek en jy in woestyn is, omdat ek en jy so vasgedruk is in ons wil, dat ons nie sien wat Abba Vader se wil is nie. So mense kom in opstand teenoor Abba Vader weens partykeer swaar kry. En wanneer hulle verbitterd raak. En hierdie innerlike rebellie kan lei tot vervreemding van Abba Vader. Dan geestelike laksheid of onverskilligheid is om in opstand te kom met Abba Vader. Om Abba Vader te ignoreer of nie met hom te praat of hom uit jou lewe uit te hou in sekere areas van jou lewe is ook 'n subtiele vorm van opstand. So wat beteken opstand teen Abba Vader dan nou regtig? Volgens die woord, Bybelse konteks, is opstand teen Abba Vader gewoonlik 'n hartsaak. Dit begin met 'n gesindheid van hoogmoed, selfgesentreerdheid of ongeloof. Hoe kry ek ongeloof? Wel, die woord sê in Romeine 10 vers 17, as ek die woord bestudeer, kry ek geloof. Soos ek die woord bestudeer nie, kry ek ongeloof. Dan is ek ongeloof. Dan kry ek dit nie, dan is ek ongelowig. As ek nie die woord bestudeer nie. So hoe weet ek binne in die kerk, wanneer is iemand besig om Abba Vader se hand stadig maar seker te los? Hoe minder tyd hy kry om die woord te bestudeer? Dis die tekens wat daar is. So Abba Vader roep mense egter nie net om opstand te vermy nie, maar om in 'n verhouding met hom te leef, met geloof, liefde en gehoorsaamheid. So in Handelinge 12 vers 20 staan verder, en Herodes, hy was verbitterd. Hy was verbitterd teenoor Tyriërs en Sidoneërs. En hulle het eenparig na hom gekom, en nadat hulle Blastus, die koning se hofdienaar, omgepraat het, vrede gevra het, omdat hulle land onderhou het, uit die koning se ontvang het. Omdat hulle land onderhou uit die koning se ontvang het. Nou hier, so ons weet Herodes trek toe weg, en hier vertel vir ons verder wat gebeur met Herodes. Nou, hier het jy Tyrus en Sidon, twee kusstede, tegnies eintlik deel van Sirië. Hulle was nie regtig onder Herodes se jurisdiksie nie. Hulle was noord gewees. Maar hulle was baie afhanklik vir Herodes vir kos gedurende hierdie tyd van hongersnood. En Herodes was bitter en intens ontevrede met hulle. Hulle het hom vererg en daarom het hy hulle afgesny. En hulle het seer gekry. En hulle kon nie handel dryf nie, met ander woorde, hulle het nie kos gehad nie, omdat Herodes hulle afgesny het. So hier word net so 'n bietjie vertel van Herodes se hoogmoed en hoe hy hierdie twee kusstede afsny en hulle nie kos het nie. En so was daar 'n groot risie tussen hierdie twee stede en Herodes. Nou, om weer in Herodes se goeie genade te kom, om sy goeie boekies te kom, het hulle selfs probeer om te koop. En dis wat hier gebeur. Dan leer ons in Handelinge 12 vers 21, en op 'n bepaalde dag het Herodes 'n koninklike kleed aangetrek en op die troon gaan sit en hulle toegespreek. So almal kom toe, daar was toe 'n fees. Josefus het historiese boeke geskryf en gee 'n geweldige hoeveelheid insig oor hierdie gebeurtenis waar hierdie fees gehou is, wêreldse fees, en waar Herodes vir hom hierdie kleed aantrek en toespraak hou oor al hierdie mense. En ek gaan nou nie deur dat alles gaan nie, maar hierdie was 'n spesiale geleentheid en is opgestel om 'n herdenking vir Claudius Caesar te wees, want dit was sy verjaarsdag.
en hy het veilig teruggekeer van Britannia, en so was daar hierdie groot gebeurtenis. En hulle reken, dit is 'n perfekte tyd om soontoe te gaan, hierdie twee kusstede. Hulle besluit toe om soontoe te gaan waar Herodes voor almal daar sit en hierdie kleed aantrek, en hulle probeer om te koop, en hulle reken, dis die perfekte tyd om soontoe te gaan om 'n vredesoffer aan Herodes te bring. Want dis mos nou fees, en almal gaan gelukkig wees. En dit gaan 'n groot fokuspunt van viering wees. So hierdie mense het van Tyrus en Sidon afgekom om vrede te maak en om handel weer te dryf sodat hulle kos kan kry vir hulle stede. En dis waar Handelinge 12 vers 21 tot 23 vir ons verder sê, en op 'n bepaalde dag het Herodes 'n koninklike kleed aangetrek en op sy troon gaan sit en hulle toegespreek. En toe sit hierdie twee stede mense is nou daar onder hulle. En daarop het die volk hom toegeroep. Toe Herodes, hoor wat gebeur. Herodes is so vol van homself, hy trek hierdie kleed aan, en hierdie mense wat net graag, ons het voeding nodig, wat van hierdie twee stede afkom, hulle wil net sugarcoat, hulle wil net heuning op Herodes se monde smeer. En daarop kry hulle toe die hele volk, en hulle het vir Herodes toegeroep en gesê, 'n stem van 'n God en nie van 'n mens nie. Dit wat jy daar spreek, U is 'n God, U is nie mens nie. So Herodes het hierdie verwaandheid, nee, hy het hierdie, en selfs die mense sien hom nou ewe skielik as hierdie God, as hierdie bron wat al die kos en so voorsien, plaas dat daai twee stede net na Abba Vader toe draai, want hy is die bron. Maar hulle skree uit daarso vir Herodes, 'n stem van 'n God. So ewe skielik sien hulle Herodes as 'n God en nie 'n mens nie. En daar gebeur toe iets. Want as jy in opstand kom teenoor Abba Vader, as jy jouself so verheerlik, as jy Abba Vader se volgers, dit hou net ten korte duur. En onmiddellik, sê die woord, Handelinge 12 vers 23, en onmiddellik het 'n engel van die Here hom getref, omdat hy die eer nie aan God gee nie, en hy is deur wurms verteer en het gesterwe. So al hierdie gunssoekers wat net wil kos hê vir hulle stede, hulle vlei vir Herodes met hierdie woorde. En al die mense van Tyrus en Sidon en almal anders wat in die goeie genade wil wees, net genadiglik deur Herodes raak gesien wil word, sê vir hom, maar hy is 'n God. Jy is 'n God. En dis nie 'n man wat praat soos wat jy praat nie. Dis 'n God wat praat. Nou in plaas daarvan dat Herodes dadelik sê, hoorie, maar ek is nie 'n God nie, ek is net 'n mens met baie fout. En ek het nie enige aanbidding of lof. In plaas dat hy dit weier. In plaas daarvan om eerder te sê, maar daar's net een lewende God wat vir Petrus uit die tronk uit gekry het. Vat hy die eer vir hom. Hy aanvaar dit. Hy aanvaar, nee, ek is hierdie God. En deur dit te doen, neem hy toe verdere eer van Abba Vader, want Abba Vader is die bron van alles. En hy verklaar actually verder opstand en oorlog teenoor Abba Vader. En dit is wat gebeur. Eers as jy opstand kom met die wat Abba Vader as leiers gesit het, daar waar Abba Vader 'n orde, as jy eers in opstand kom met hulle, dan gaan jy verder gaan, want daardie opstand is hoogmoed wat in jouself groei, en daardie opstand gaan veroorsaak dat jy nader aan sommer jouself sien as 'n God, as hierdie alwetende, as hierdie kennis. En dit het gevolge. So Herodes neem eer vir homself. Hy probeer Abba Vader beroof van alle eer wat eintlik net aan Abba Vader toe kom. En wat 'n dwaas. Wat 'n dwaas. Probeer om Abba Vader se eer vir homself te steel. Hy veg Abba Vader op 'n ander manier. Eerstens het hy teen Abba Vader in opstand gekom om die volgers van die weg, Abba Vader se persone wat hy aangestel het, teen te kant en hulle stil te maak en in opstand gekom teen hulle. Tweedens, nou veg hy sommer, daai hoogmoed het nou gegroei soos gis. Nou veg hy teen Abba Vader deur eer te neem wat eintlik Abba Vader toe kom.
En in vers 23, en dadelik het 'n engel van die Here hom geslaan, omdat hy aan God die eer nie gegee het nie. En hy's deur wurms geëet en hy het gesterwe. Ewe skielik is die gejuig stil, want Herodes het ineengestort. Nou in Bybelse terme en vanuit 'n Christelike wêreldbeskouing word hierdie eintlik blaatant en arrogant beskou. En hier is hoekom, Abba Vader is die bron van alles. Alles wat ons het, ons talente, ons sukses, ons wysheid, kom uiteindelik van Abba Vader af. En om eer vir onsself te neem is om te verontagsaam die ware outeur van alles. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Romeine 11 vers 36. Herodes het eer vir homself geneem toe mense hom as 'n god geprys het. En dis sekerlik een van die gevaarlikste dinge wanneer hoogmoed jou so vul. Wanneer jy opstand kom in rebellie, dan groei dit. En wanneer dit jou so vol raak, dan wil jy selfs die eer wat na Abba Vader toe gaan, wil jy vir jouself vat. Hoogmoed kom tot 'n val. Spreuke 16 vers 18 sê trotsheid kom voor die verbreeking en hoogmoed kom voor die val. So om Abba Vader se eer vir jouself te vat is 'n vorm van hoogmoed. En ware eer kom deur nederigheid. Yeshua self sê Matteus 23 vers 12, wie homself verhoog sal verneder word en wie homself verneder sal verhoog word. Daarom vir hierdie shofar wat hier onder by my voete lê, om hierdie shofar, om hier rond te dans en eer te vat vir die mooi geluide wat hy maak, dis dwaas. Dis dwaas. Want sonder die asem is hy net daar, lê hy net daar. Sonder die hande wat hom optel en die asem deur hom blaas, is hy maar net 'n horing. En hoekom sal shofar op sy eie dans sonder die asem, sonder om in die pottebakker hande te wees? Net so ons. Hoe dwaas is ons om te dink dat as ek myself te verhewe, ek is absoluut niks sonder die asem en in die wie se hande ek is nie. So om op 'n Vader se eer vir jouself te neem, dis is 'n gevaarlike pad. So ons lees in Handelinge 12 vers 24 tot 25 verder, maar die woord van God het gegroei en toegeneem. So Abba Vader laat hierdie ook toe, dat die woord van God het gegroei en toegeneem. En Barnabas en Saulus het van Jerusalem teruggekeer nadat hulle diens vervul het en hulle het Johannes saamgeneem en ook Markus genoem. En dit is hoe Handelinge 12 eindig. Die werk van Abba Vader het voortgegaan. Want Abba Vader is vir ons as ons hom gehoorsaam, as ons saam met hom stap. Hy kom haal ons uit die tronk uit. Hy kom haal ons uit dit wat uit slawerny, want so lief het God die wêreld gehad, hy het sy enige gebore seun gekry. As ons die skoene sal aantrek, as ons die gordel sal omsit. Hy is vir ons. En vervolging het nie verkondig dat die evangelie verder gaan nie. Want so die woord gegaan. En dit herinner ons aan die woorde van Yeshua wat vir Petrus sê in Matteus 16 vers 18. Sê hy vir Petrus, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die dwaasheid om teen Abba Vader in opstand te kom soos Herodes. Jy kan nie sy mag ewenaar nie. Jy kan nie met jou hoogmoed en jou selfgesentreerdheid, jy kan nie in opstand kom teen Abba Vader nie. Herodes was selfgesentreerd. Die eie ek was net te belangrik. So hoekom raak 'n mens selfgesentreerd? Hoekom raak 'n mens selfgesentreerd? Hoekom gaan alles hoekom kom 'n ou op 'n plek waar alles gaan net oor jouself? Die rede is want hoogmoed is in die aard. Yeshua sê in Matteus 12 vers 34, ander geslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. En dit is baie duidelik, dat as daar iets in jou hart is, gaan dit uitkom uit jou mond uit.
So hoogmoed het 'n stem. Jy hoor hom. Hoogmoed wil altyd gehoor word. Hoogmoed wil altyd sy opinie gee en hoogmoed val altyd ander mense in die rede. As ek en jy iemand in die rede val, is dit omdat daar hoogmoed in ons hart is. Want ons opinie het net belangriker geraak as daai persoon se opinie. Met ander woorde, mense is halfpad besig om 'n storie te vertel en jy spring eers in want jy moet nou eers iets sê. Dis hoogmoed, dis selfgesentreerdheid. Dis hoogmoed en ons moet afhandel, anders gaan dit ons blok om op 'n Vader se droom vir ons lewens te leef. So hoe gaan ek dit hanteer? Ek gaan vandag nou net my mond toe plak, nee, maar maak mense hierdie grappies. Ek gaan nou maar net my mond toe plak. Hoe gaan jy dit doen? Nee, help jy plak dit jou mond toe nie, jy moet die wortel van hoogmoed hanteer in jou hart. Wat is die wortel van hoogmoed? Daar kan verskeie redes wees. Maar kan ek jou eers vra, het jy al soos ek hoogmoed in jou lewe meer as een keer mee gesukkel? Ja. Hoekom sukkel ons met hoogmoed kort in ons lewens? Want baie kere deel ons eerder met die vrug in plaas van die wortel. En jy het nodig om die hele wortel uit te haal. So baie keer kom jy agter, sjoe, ek het baie hoogmoedig nou opgetree, ek het nou iets gesê, ek het hierdie persoon in die rede geval, en weet jy wat, dit is hoogmoedig. Dan sê ek gaan nou nie meer so praat nie, ek gaan nou maar net stil bly. En as ek minder gaan praat, gaan die hoogmoed nêrens nie, hoor. Die hoogmoed is nog steeds daar. Deur stil te bly gaan hoogmoed nie stop nie. So ek moet iets doen om die wortel van hoogmoed uit my lewe uit te kry. So wat is die wortel van hoogmoed? Onder andere leer Abba Vader my onsekerheid. Onsekerheid is 'n rede van hoogmoed. As jy ooit 'n hoogmoedige persoon sien of hoor, weet daardie persoon sukkel geweldig met onsekerheid. As hoogmoed in jou hart is onsekerheid in jou siel. Jy sien baie kere met elke nuwe uitdaging kom nuwe verantwoordelikhede en kom maar nuwe onsekerhede. Met ander woorde, ek is so naby Abba Vader, ek wandel elke dag saam met hom en ek doen net wonderlik en dan ewe skielik kry ek 'n verhoging of word ek 'n groter leier en ewe skielik besef ek nee, ek kan dit nie doen nie en dan kom daar, dan besef ek maar ja, ek is nie in staat om dit self te kan doen nie. Dit voel vir my ek is uit my dis soos hierdie shofar wat nog so ewe skielik dans en dan begin hy wankel want ek besef ek het hande nodig wat my moet vashou en ek het die asem nodig. En dan kom maar onsekerheid. Jy sien, ons kan hierdie onsekerheid regstel deur met selfvertroue in jouself te hê nie, want dit vererger net hoogmoed in ons. Nee, ek en jy moet al ons vertroue in Abba Vader sit en sê, maar I am well able met hom wat my die asem gee. Jy kan nie 'n houding hê van ja, weet jy, ek is werklik baie goed hierin, dit is hoogmoed. En Abba Vader haat hoogmoed. So as daar onsekerheid is, moet ons leer om dit te hanteer. Hoe hanteer ek onsekerheid? Deur te sê, maar ek is niks sonder hom nie. Ek weet, dit waartoe Abba ons as 'n liggaam roep. Dit waartoe hy my roep, waartoe hy jou roep. Ek is onseker of ek dit gaan doen, maar met hom wat my die krag gee. When I am weak, I am strong. So as daar onsekerheid is, moet ons leer om dit te hanteer. Die vyand sê vir Yeshua in die woestyn, Lukas 4 vers 3, as u die seun van God is, sê vir die klip dat dit brood moet word. Yeshua het nooit Satan teruggeantwoord en gesê, ja, jy is reg, ek is nie die seun van God nie. Dit is wie hy is. Yeshua het geweet wie hy in is, Abba Vader is. En hoogmoed kom wanneer ek onseker is wie ek in Abba Vader is, want dan wil ek dinge doen op my manier, en dis daai opstand wat teenoor Abba Vader kom. Yeshua het geweet wie hy in Abba Vader is, weet ek en jy. Want as God vir jou is, kan niemand teen jou wees.
Het jy geweet? Hoor gou, Yeshua leer ons hoe om met onsekerheid te deel. En ek en jy moet op die plek kom waar ons weet ons is kinders van Abba Vader. Nie deur werke nie, maar deur genade is ons gered. En dis hoe ons deel met ons onsekerheid om te verstaan, ek is 'n kind van Abba Vader. Nou ek weet my Vader is 'n good Vader en hy gaan my net in die waarheid lei. Ek moet hom net vertrou. Abba Vader het jou geskape met 'n doel en jy's nou hier op aarde met 'n baie spesifieke droom. Wat Abba Vader vir jou het, so kom ons vra hom om hierdie droom vir jou te wys en jou te lei. En daar waar onsekerheid is soos hierdie shofar om te sê, maar Abba, ek is absoluut niks sonder U nie. Jy sien, om nie oorlog te verklaar teen Abba Vader nie, beteken om nie jouself teen hom te stel of om uit jou eie lewe te probeer dinge druk in 'n rigting in nie. Opstand kom teen ander nie. So hier is 'n paar dinge wat ons as mens moet vermy om nie vyandskap teen Abba Vader, om in vyandskap teen Abba Vader te kom nie. Moenie Abba Vader ignoreer nie. Nommer 1. As jy nie wil in opstand kom teenoor Abba Vader, moet hom nie ignoreer nie. Want as jy hom ignoreer, kom jy in opstand teen hom. Wanneer jy Abba Vader se teenwoordigheid en wil in jou lewe ignoreer, wanneer jy die Heilige Gees ignoreer wat vir jou sê om gedoop te word, is dit 'n manier om Abba Vader indirek te verwerp. Nommer 2, moenie doelbewus sondig en verskonings daarvoor soek nie. Dis vir my amazing. Baie kere kan ons sonde aanspreek hier in die kerk en na die diens, dan sal mense vir my kom verskonings gee, hoekom hulle dit. Moenie doelbewus sondig en verskoon nie, want jy kom in 'n opstand teenoor Abba Vader as jy verskonings maak vir jou. Sonde is nie 'n oortreding van reëls nie. Dis 'n verbreeking van 'n verhouding. As jy weet iets is verkeerd volgens Abba Vader se woord, maar aanhou om dit te doen en dit self regverdig, bou jy 'n muur tussen jou en Abba Vader, 'n skeidsmuur. Nommer 3. Moenie verder hoogmoedig wees nie. Hoogmoed is een van die mees subtiele vorme van rebellie. Om te dink jy weet beter as God. Of jy het hom nie nodig nie. Dis die houding wat Satan gehad het teenoor Abba Vader. Dit kom van Abba Vader af. Jesaja 14. Dit kom van die begin af. Het Satan daardie hoogmoed gehad. Hy het 'n opstand. Dit kom van Satan. Hoogmoed kom van Satan af. Dis opstand wat hy bring teenoor Abba Vader. Nommer 4. Moenie Abba Vader blameer en verwerp wanneer dinge moeilik gaan nie. Nader hom. Deurgrond jou hart. Dis normaal om vrae te vra. Maar om Abba Vader aktief te verwyd en om af te sweer in pyn of teleurstelling kan tot geestelike afskeiding lei. Nommer 5. Moenie jouself bo Abba Vader plaas nie. Wanneer jy iets of iemand belangriker ag as Abba Vader, soos jou eie begeertes, jou eie sukses, jou eie geld, selfs jou eie mense, dan verskuif jou lojaliteit. En dit is wat die Bybel afgoderry noem, adultery. Wat moet jy eerder doen? Soek Abba Vader met jou hele hart opreg. Hy sê dit in Jeremia 29 vers 13, hy sê dit Jeremia 31 vers 33. Ek sal vir jou ondeurgrondelike dinge wys as jy my aanroep. Wees gehoorsaam uit liefde, Johannes 14 vers 15. Leef met nederigheid en vertroue in Abba Vader. Bely die sondes wat Heilige Gees vir jou wys, want Heilige Gees het gekom om ons te wys. En vra vir vergifnis, 1 Johannes 1 vers 9. Bou verhouding met hom deur gebed en tyd te spandeer in sy woord. So hoekom werk opstand teen Abba Vader nie? Hoekom werk hoogmoed en daai selfgesentreerdheid en daardie opstand teenoor aangesteldes van Abba Vader? Hoekom werk dit nie? Want Abba Vader is almagtig. Jy kan hom nie oorwin nie. Niemand kan teen Abba Vader veg en hom wen nie. Hy is die skepper van alles
En sy wil sal geskied. Job 42 vers 2, Jesaja 14 vers 27. Hoekom werk opstand teen Abba Vader nie? Eerstens, Abba Vader is almagtig. Tweedens, jy skei jou dan van die bron van lewe. Jy skei jou van lewe, jy skei jou van liefde en die waarheid. As jy teen hom draai, ontneem jy jouself van dit wat jy die nodigste het. Dis soos 'n plant wat homself uit die grond probeer trek en dan verwag om te floreer. En dis wat gebeur wanneer ek ook in opstand kom, daar waar Abba Vader my geplant het om deel te wees in 'n liggaam. Nou kom ek in opstand. En dis soos 'n plant wat uit die grond dan uitgetrek het. Nou kom ek in opstand daar waar Abba my geplant het en nou wil ek nog vrug dra en floreer. Dit gaan nie eindkinde ook. Hoekom werk opstand teen Abba Vader nie? Nommer 3, opstand lei tot innerlike onrus. Sonder Abba Vader is daar leegheid, is daar 'n skuldgevoel, verwarring of geestelike droefheid. Selfs as iemand uiterlik suksesvol lyk, is daar gewoonlik innerlike gebrokenheid. Dit leer ons in Psalm 32 vers 3 tot 4. En die uiteinde, as jy in opstand kom teenoor Abba Vader, is oordeel. Volgens die woord wag daar uiteindelik 'n oordeel vir die wat teen Abba Vader kies. Om nie Abba Vader se woord te gehoorsaam nie. So as jy hierna kyk en wonder ou, maar hoe die vyand het reg gekry om ons net te laat glo in Yeshua. Net die woord te verkondig selfs in kerke, om te sê, maar glo net in Yeshua. Ek en jy het nodig om saam met Abba Vader op te staan, daar waar ons gebind is, saam met hom te stap, om hom te gehoorsaam. Abba Vader stel nie daarin belang om mense te straf nie. Hy wil hê mense moet tot inkeer kom. Dis jy wat van Abba Vader af wegstap, wat die vyand toelaat dat die vloeke oor jou kom, is selftoedienend. Jy het van Abba Vader af weggestap. As jy in opstand gekom het, Abba Vader is 'n God van 'n tweede kans, 'n derde kans, 'n vierde kans. En Abba Vader sê, kom terug na my toe, kom terug na my arms toe. Kom dan terug na my toe, sê Jotewawai, en ek sal na jou toe terugkom. Sagaria 1 vers 3. Is daar iets spesifieks wat jy voel tussen jou en Abba Vader staan, waarmee jy sukkel in jou verhouding met hom? Nader hom. So kom ons kyk net laastens, wie het almal in die Bybel eer vir hulle self geneem? Eerstens, hierdie Herodes, hy het eer vir homself geneem, die engel het hom getref en hy is deur 'n engel het hom geslaan en hy is deur wurms opgevreet. Want Abba Vader deel nie sy eer nie. Jesaja 42 vers 8. Wie het nog in opstand gekom teenoor Abba Vader? Koning Nebukadneser. Jy lees daarvan in Daniël 4 vers 30 tot 37. Wat gebeur het is, hy het gesê, is dit nie groot Babel wat ek gebou het en deur my krag en tot my eer nie? Wat was die reaksie op dit wat uit sy mond uitgekom het? Want hoogmoed is in die hart en dit kom by die mond uit. Abba Vader het hom dadelik sy verstand laat verloor en hy het soos 'n dier geleef. En hy het Abba Vader herken. Jy sien, hoogmoed kom voor 'n val. Maar Abba Vader herstel die wat hom herken. Vat vir Ananias en Safira. Hulle het voorgegee, hulle gaan die hele bedrag van die eiendom wat hulle reeds aan Abba Vader gegee het, gaan hulle vir Abba Vader gee, dit behoort aan hom. Maar hulle het gelieg en 'n deel teruggehou. En hulle het gesterf toe hulle deur Petrus aangespreek is. Jy sien, om voor te gee jou eer, om voor te gee jy eer Abba Vader, maar eintlik jou eie beeld opbou, dis bedrog teenoor Abba Vader. Wie is nog iemand wat in opstand gekom het teen Abba Vader? Dit is die een wat ons almal in opstand bring, as ons sy hand vat, en dis Lucifer, dis Satan self.
Jesaja 14 vers 12 tot 15, Jesegiel 28 vers 17. Hy het gesê, ek sal my troon oprig bo die sterre van God en ek sal soos die Allerhoogste wees. Hy noem eintlik 5 dinge wat hy sê, maar ek is verhewe bo God. Of net soos God. Wat was die gevolg daarvan? Hy is uit die hemel uitgeskop. Selfverheffing is die oorsprong van baie sondes. Maar wat Abba ons leer in sy woord is, nederigheid is die sleutel tot lewe. Selfverheffing is die sleutel tot dood. Dit is sleutel tot dood. Is die oorsprong van baie sondes. Nederigheid is die sleutel tot lewe. 1 Petrus 5 vers 5 tot 6 sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar in die nederiges gee hy genade. Yeshua self was nederig. En hy het gekom om te dien. En die weg na verlossing is deur nederige oorgawe. Bekeer julle, buig die knieë, volg hom, bekeer julle, lê dit neer by die voet van die kruis, kniel en volg hom. Trek die gordel aan, trek die skoene aan, trek die kleed aan. Jy sien, Herodes het self eer gesoek en hy het in opstand gekom teen die wat net die werk doen wat Abba hulle voorgeroep het. Wat was die gevolg van Herodes? Hy het gesterf. Nebukadneser het ook in opstand gekom, hy het Abba Vader erken. Wat het met hom gebeur? Hy het geleef, hy het bly leef. Die groot uitnodiging wat ons vandag kry van Abba Vader is, kies nederigheid bo opstand. Laat jou knie buig voor Abba Vader eerder as laat trots en hierdie eie ek opbreek en weerstand wat jy bied. Abba Vader roep nie perfekte mense nie, hy roep nederiges. En daarom kan ons hom nader. En daarom is dit belangrik, want as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy werk alles ten goeie uit vir die wat hom lief het. So ek weet nie waar deur gaan jy dalk vandag nie, ek weet nie wat se situasie jy deur gaan nie. Dalk lyk dit vir jou asof jy soos Petrus vasgevang is in 'n tronk. Maar jy gaan vinnig loskom, vinnig vrykom. Want God is vir ons. Moenie in opstand nie, as jy nederig is en humble, net doen wat hy sê en Yeshua leef in jou, hy is vir jou. En daarom sê Paulus, vir my is die lewe Yeshua. En die sterwe, dis 'n wins. Mag ons daardie aflê om in opstand te kom teen Abba se volgers, Abba se orde. En kom ons wees net humble voor hom, kom ons wees nederig voor hom. En vertrou hom vir sy waarheid. Nie ons eie opinies nie. Kom ons bid so saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u liefde, dankie dat u ons leer. Dat u ons vanoggend ook leer oor nederigheid. En Vader, ons wil elke selfgesentreerdheid, eie ek, wil ons by die voet van die kruis kom neerlê en vra, Abba, daar waar hoogmoed in myself is, daar waar hoogmoed in my hart is, daar waar dinge net gaan oor myself, ek wil dit kom neerlê by die voet van die kruis. Vader, u is in beheer van alles, en soos wat die shofar hier onder lê, kan hy nie op sy eie opstaan nie, en hy kan nie geluid maak nie. Maar Vader, wanneer u ons optel, en ons is in u pottebakker, en u blaas u asem deur ons, en u leef in ons, dan kan ons soos hierdie shofar, 'n kragtige instrument wees in u koninkryk. Wat die wyl laat sak, want dis wat die Hebreë prentjie beteken van die shofar. Wanneer die shofar blaas, wanneer jy asem deurblaas, is dan wanneer die wyl sak, wanneer die waarheid raak gesien word. Dis wanneer die wyl, daai wat die vyand so ons mee blind maak, dis wanneer dit gelig word. As die shofar blaas, is dit wanneer die wyl gelig word en ons kan die waarheid sien. En dit laat die vyand sidder. Vader, ek bid dat u ons so as 'n kragtige instrument sal oprig, dat ons leeg is, want binne in 'n shofar was daar hierdie kraakbeen en die hardnekkigheid en hierdie opstand en al hierdie dinge daar binne, maar hy moet leeg wees,
leeg wees van homself, dan kan die asem deur hom blaas. En Vader, ek bid dat ek so instrument in die hande sal wees, leeg sal wees van myself, van die eie ek, hardkoppigheid, hardnekkigheid. Want ek weet wat is die gevolg daarvan. Ons sien dit in Herodes se lewe. Vader, ons eer U. Ons loof en ons prys U. Dankie vir U woord. Ons wil humble en nederig voor U wees. Ons wil goeie vrug dra, snoei ons. En alle innerlike dinge wat hier binne in ons is, dinge wat hier binne in ons is, wat nie van U af is nie, maak ons skoon daarvan. Geef ons krag, Vader, want ons het net U nodig. En dankie dat U vir ons is. Dankie dat U alles ten goeie uitwerk vir ons wat U so liefhet. Dankie vir U goedheid, Vader. Dankie vir U woord. Ons loof en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua Messiah se